Goeiedag julle, Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar. Vandag kyk ons na Genesis 16 met 'n baie mooi titel, God wat hoor. Hier is vir my so 'n mooi gedeelte. Ons het nou al geleer en gelees van al die mooi beloftes wat Abraham van God gekry het. Beloftes van 'n nageslag wat so baie gaan wees soos die sand van die see en dat sy grond en die grondgebied aan hom gegee sal word. 'n Hele tydperiode het verbygegaan waar hy aan hierdie belofte vashou. En ek glo waar hy dit dan ook aan sy vrou Sarai gedeel het en daaroor gepraat het. Genesis 16 leer ons 'n paar baie belangrike lesse wat ons vandag nog kan toepas in ons lewens. In vers 1 tot 4 van Genesis 16 lees ons waar Sarai vir Abraham haar Egiptiese slavin gee om as vrou te neem, want vir Sarai lyk dit of sy nie gaan kinders kan kry nie. En met die woorde dat miskien is dit hoe God wil hê daar 'n nageslag moet kom vir haar en Abraham, vergeet of stel sy eers uit die belofte wat aan hulle gegee was deur God. Ons lees dan dat Abraham dit so aanvaar en Hagar neem as sy vrou en 'n kind by haar verwek. Hierdie gedeelte wys ons wat uitgestelde hoop doen en dat dit juis is wat op Sarai se hart ingekom het. Spreuke 13 vers 12 leer ons die volgende: 'n uitgestelde hoop maak die hart siek, maar 'n wens wat uitkom is 'n lewensboom. Vir haar was hierdie hoop nie vars gehou in haar hart nie, die hoop van die belofte van 'n nageslag, en ek glo het sy uit desperaatheid die besluit geneem en gedink dit sal lewe bring. Dat dit dalk is wat die Here bedoel het en wou gehad het moes gebeur. Daar kan sy die Here help in die plan en beloftes wat die Here gehad het vir haar en haar man. Abraham val in by hierdie plan sonder om die Vader te raadpleeg of dit wel vanaf hom is en verloor ook so dan 'n bietjie fokus op die beloftes wat hy ontvang het van God. Het jy 'n belofte van die Here ontvang, dalk 'n woord of 'n profesie? Nie net noodwendig soos wat Abraham ontvang het nie, maar 'n rigting of aanwysing deur sy gees. Hou vas aan daardie hoop en belofte en moet dit nie uitstel nie. Soos met Abraham sal die Here ook deurkom in jou lewe. Bly by hom en bly in sy woord. Ons lees dan verder dat Sarai by Abraham gaan kla dat Hagar haar met minagting behandel, omdat sy swanger is, en dat Abraham dan vir haar sê om te maak met Hagar wat sy goed dink, want sy is tog haar slavin. Die verhaal leer ons dan dat Sarai Hagar sleg behandel het en dat Hagar op die vlug geslaan het. Hier kom die mooi gedeelte van in vers 7. En die engel van die Here het daar by 'n fontein in die woestyn gevind. Let wel dat Hagar nie soekend was na die Here nie, maar dat die Here haar gaan soek het. Laat dit jou nie dink aan die gelykenis wat Jesus vertel het in Lukas 15 van die verlore skaap en dat die 99 laat staan was om die een te vind. Hier lees ons van die engel van die Here, 'n spesiale boodskapper, die seun van die Vader, heel moontlik, wat Hagar kom soek en haar vind. Hoeveel keer het die Here ons nie kom vind, daar was waar ons dalk in die woestyn was nie. So 'n mooi gedeelte wat die liefdevolle goedheid van die Vader beskryf. Nie net vind die Here haar nie, maar hy gee haar ook 'n belofte dat haar nageslag ook vermeerder sal word en dat sy haar seun Ismael moet noem, wat beteken die Here het gehoor, El-Roi, God wat sien. Luister na vers 8 van Genesis 16. Die engel vra haar toe hy haar vind: Hagar, waar kom jy vandaan en waarna is jou pad? Hagar het geweet waar sy vandaan kom en die engel sê vir haar om terug te gaan en haar te submit aan Sarai. Baie keer bevind ons onsself in die woestyn as gevolg van uitgestelde hoop of rypgedrukte beloftes van die Here waar ons in 'n rigting inslaan. Dis vir my so mooi dat die engel haar nie 'n kans gee om te antwoord waarna sy op pad is nie, want dit was in elk geval nie in die regte rigting nie. Waar bevind ons, en ek en jy, ons vandag self? Dalk soos Hagar in die woestyn of soos Sarai met 'n sieke hart as gevolg van uitgestelde hoop. Die Here vra vanoggend dan ook vir jou en my: waar kom jy vandaan en waar is jy op pad? En hy wil ook vir jou sê om terug te gaan waar jy sy woord die laaste keer gehoor het. Wees onderdanig en hou vas aan die hoop wat die Here vir ons gee deur Jesus Christus en deur sy woord. Mooi dag vir julle.